Goeiemôre familie! Dis so lekker dat jy weer vanoggend saam met ons inskakel. Dit is Vrydag en hierdie week is ons besig om God se woord werklik te bestudeer en ek hoop dat hierdie week sover vir jou goed was. Tot nou toe het ons gesien hoe God se woord lig bring. Hoe dit deur ons lees, hoe dit asem in ons inblaas en hoe dit ons uitnooi om nie net die woord te hoor nie, maar om dit te doen. En vandag gaan ons praat oor iets persoonliks. Om God se stem te hoor deur sy woord. Nou baie mense vra, hoe weet ek dat dit God is wat met my praat en nie net my eie gedagtes nie? En die antwoord is eenvoudig. Ons moet leer om sy stem te erken, sy woord. Kom ons lees saam wat Jesus vir ons sê in Johannes 10 vers 27. Hy sê: My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Wat 'n kragtige vers. Jesus vergelyk sy volgelinge, ek en jy, met skape. Nie omdat ons dom is nie, maar omdat ons afhanklik is van sy stem. 'n Skaap herken die stem van sy herder. Hy volg nie net enige stem nie, hy volg die een wat hom veilig laat voel, veilig gelei. En so moet ons ook met God praat. God praat steeds vandag, maar ons moet leer om sy stem bo al die ander geluide en die wêreld te herken. In 'n wêreld vol opinies, selfhelpboodskappe en boeke, geraas, bly sy stem nog steeds die sag, maar duidelike stem van ware liefde, van waarheid. En wanneer jy gereeld in die Bybel lees, begin jy sy stem herken. Sy toon is altyd vol genade, vol wysheid, nooit veroordelend nie, maar vormend. Dit stig ons. Dis die stem wat sê, ek is met jou. Die stem wat jou rig wanneer jy twyfel en jou stil maak wanneer jy angstig voel, wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan. En in Johannes 14:26 lees ons ook, en wanneer die Raadgewer, die Heilige Gees, kom, wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Familie, die Heilige Gees is die een wat God se stem binne in jou duidelik maak. Hy help jou om te onderskei tussen wat net gedagtes is en wat werklik God is. En dalk sê jy vandag, ek hoor hom nie altyd nie. En dis oukei. Soms is ons lewens net te haastig, te vol geraas. En God praat dikwels nie in die storm nie, maar in die stilte. En wanneer ons die geraas afskakel, ons foon een kant bære, tyd maak om met God se woord te sit, ons Bybel oopmaak, dan begin die Here met ons praat. Wanneer ons 'n gebed bid soos, Here, praat met my vandag, sal jy dalk verstom staan oor hoe duidelik hy kan praat. Dis Psalm 46 vers 10 wat vir ons sê, wees stil en weet, ek is God. So vandag familie, wanneer laas het jy regtig ervaar dat God deur 'n Bybelvers met jou praat? Wanneer laas het jy werklik stil geword voor die Here? Watter stappe kan jy vandag neem om meer stil te word en meer te luister? Wil jy vandag uitdaag, soek 'n stil plek. Onthou, toe Jesus ons leer bid het hy gesê, gaan na 'n stil plek, waar niemand jou kan sien nie, waar niemand van jou weet nie, en spandeer daar tyd saam met jou Vader. Wil jy uitdaag? Hierdie vers wat ons vandag aangeraak het, Johannes 10:27. Lees hom vandag 3 keer, terwyl jy stil word. En by elke lees, elke keer wat jy daardeur gaan, hou 'n paar sekondes net stil en vra, Here Jesus, wat wil U vandag vir my sê? Here, praat met my. Kom wys my. En laat toe dat die Heilige Gees jou vandag leer om God se stem duidelik te hoor in elke vers wat jy lees in die Bybel. Ek bid vandag dat jy 'n ritme sal kweek om stil te word voor die Here se voete en dat jy daar sy stem sal ervaar. Kom ons bid saam. Here, ek wil vanoggend bid soos wat Eksodus 14:14 sê. Die Here sal vir jou veg. Al wat jy moet doen is om stil te word. Here, in hierdie geraas van 'n wêreld, in die moeilike tye waarin ons leef, emosioneel, finansiëel, is dit so maklik om net deur die ritmes van die lewe te gaan, om net aan te gaan met waarmee ons besig is en van U te vergeet.
Maar vandag kom bid ek, dat ons elkeen vandag 'n oomblik sal vat om stil te word voor u voete, te sit met hierdie vers, en werklik, soos wat die Engelse man sal sê, te ponder op u woord. Here, ek bid vir die bewustheid van die Heilige Gees vandag, om alles te openbaar wat geopenbaar moet word. Dis my gebed vandag in Jesus naam. Amen. Familie, ek wil jou uitnooi, môre is ons laaste oordeenking vir hierdie week. Moenie dit mis nie, skakel weer môreoggend saam met ons in, en maak vandag tyd om stil te word. In Jesus naam. Amen.